Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons gaan voort in ons studies in die boeke van Filippense en Kolossense en ons is nou reeds aan die einde van ons eerste hoofstuk in Kolossense. Ons is in studie nommer 9 en ons gaan kyk na die versoening en die hoop wat die evangelie vir u en vir my bring. Vandag weer eens saam met my in die ateljee om saam te studeer, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer in die ateljee te hê en ons gaan aan en ons is reeds al in week 9 van ons studies in die boeke van Filippense en Kolossense. Maar ons is in die boek van Kolossense en ons het gekyk na wat Paulus alles vir die gemeente skryf en vandag se studie gaan oor die versoening wat hy vir ons gebring het en die hoop wat hy vir ons gebring het in hierdie paar verse wat ons gaan saam lees. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, dit is weer eens 'n voorreg om in u teenwoordigheid te wees. Dit is weer eens 'n voorreg om u woord te kan open en wil u vir ons daarin insig gee terwyl ons dit lees. Mag u Gees ons lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So ons gaan daar na Kolossense 1 vanaf vers 21 tot 29 gaan ons kyk, so dit is net so as my sommetjies reg is, 8 verse en ons gaan dit saam lees. Dalk moet ons dit alles saam lees en dan kyk ons wat dit alles vir ons sê. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. In die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarin ek Paulus 'n dienaar geword het. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van die verborgenheid onder die heidene is, dit in Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Dis 'n hele mondvol as mense dit so dadelik lees, maar hier sien ons in vers 21, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Met ander woorde, hier sien ons, Paulus kom en hy skryf aan die Kolossense, waarvan 'n groot gedeelte in hierdie gemeente, daar was altyd, ons maar gemengde gemeentes gewees, maar waarvan daar 'n hele klompie van hulle nie Jode was nie. Dis reg. Met ander woorde, dit is nou nuwe Christene wat uit ander volke uitgekom het, wat nou by die kerk aangesluit het. En ons moet dalk net so vinnig terugkyk na wat ons verlede week bespreek het. Verlede week het Paulus baie seker gemaak dat die mense van hierdie gemeente presies weet wie is God. En hy het baie mooi vir hulle verduidelik hoe die Here gekom het, vir hulle kom sterf het en hoe hy alles kom verenig het onder hom. En nou so mooi dat hy nou oorhardloop in hierdie volgende vers en sê, selfs vir julle wat vervreemd was van die Here af as gevolg van julle bose werke, tot vir julle het hy nou kom versoen met hom. So duidelik was daar dalk mense wat dalk deur ander herinner is aan alles wat in hulle lewe verkeerd gedoen het. Hulle voel self, hulle sal vir die Here nooit goed genoeg wees nie. En nou Paulus het nou nodig gehad om vir hulle tot op hierdie punt te bring, dat hy vir hulle sê, weet jy, wanneer jy jou lewe aan die Here oorgegee het, en jy het sy verlossing aanvaar en ervaar, dan is daardie bose werke van die verlede iets waaraan die Here nie weer dink nie, so moenie jy nou weer dit gaan opgrawe nie. Met ander woorde, dit hang nie af oor hoe jy voel, of die Here jou vergewe het of nie. As hy gesê het, as jy dit aan hom bely het,
het hy dit vir jou vergewe. So dat net daarso, so net 'n ander dingetjie wat ons daar kan uitlig en sê, hulle was vervreemd en vyandig gesind. Met ander woorde, as ons nie die werke van Christus doen nie, as ons nie lewe en doen soos wat hy gedoen het nie, dan is dit alles bose werke. Met ander woorde, dan werk ons teen hom. En die bose werke verwys daar vir ons niks anders as nie spesifieke bose werke nie, maar die sonde wat ons doen. Die sonde, is reg, ja. En dan sê hy het ons versoen. Dan vers 21, hy sê, het hy nou versoen, maar nie net versoen nie, in die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Met ander woorde, hy gaan verder en hy sê, ek het julle nie net versoen nie, maar ek het julle versoen in my liggaam. Nou daai is Christus se liggaam self. Met ander woorde, daai gedeelte wat hy vir ons sê, wat ek het julle sondes op my geneem op die kruis. Met ander woorde, dit is asof julle op die kruis gesterf het vir julle sondes. Dis in my liggaam, nê, van sy vlees deur die dood. Met ander woorde, daar sê hy, ek het deur my dood het ek julle gesterf. En as ons gaan kyk na Romeine, dan sien ons, dit sê daar vir ons is saam met Christus, deur ons doop is ons saam met hom in sy dood. So met ander woorde, dit moet ons daarin sien. En dan sê hy daar, maar hoekom? Onthou uit die vorige vers wat jy net vir ons so mooi gesê het, vyandig en vreemd, bose werke, hoekom? Om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Nou heilig, afgesonder, nê? En dan sonder gebrek, dit vat ons terug na die offerstelsel toe, die lam wat sonder gebrek moet wees, right? En dan sê daar, en dan onberispelik, daai onberispelik laat my altyd dink aan Daniël. Nogal nie. Hy was so onberispelik in sy sekulêre werk wat hy gedoen het vir die heidense regering, dat hulle nie 'n fout kon kry in sy werk nie. So selfs nie net in sy aanbidding nie, maar ook in sy sekulêre lewe, kon hulle niks fout vind nie. En dit is daai onberispelik wat hy hom, hulle voor hom stel. Dis verskriklik mooi. So daar's nou vir ons eintlik 'n baie mooi boodskap net in die eerste 2 verse. Maak nie saak wat in ons verlede gebeur het, maak nie saak hoe ek en jy geval het nie, wanneer ons lewens vir die Here oorgegee het en ons lewens toewy aan hom, vergifnis vir ons sondes gevra het en ons rug gekeer het op die sonde, laat ons dit net gou mooi duidelik bysit, nê. Dan sê die Here, weet jy wat, in my het ek jou aanvaar en jou versoen met my, deur my kruisdood staan jy heilig voor my. En dan vers 23 bring vir ons daardie hele konsep nou bymekaar waar hy sê, as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. As jy mooi daaraan dink, vers 21 en vers 22 is eintlik 'n opsomming van die hoogtepunt van die evangelie. Die kruisdood wat die Here vir ons gesterf het, sodat ons van ons sondes verlos kan word. Dis asof die Here vir hulle in vers 23 sê, julle het hierdie geskenk van my ontvang. En julle moet besef hoe kosbaar dit is om hierdie waarheid te weet dat ek staan onberispelik en onbevlek voor die Here, omdat ek sy kruisdood aanvaar het. En dan sê hy, maar nou bly julle nie gegrond in die evangelie nie, julle bly nie vas in julle geloof nie, julle laat julle hoop wankel, en dit is die 3 goed waarop die evangelie se fondasie lê. Jy moet bly in jou geloof, sterk bly in jou geloof, jy moet jou hoop nie laat wankel nie, en jy moet vas staan in jou geloof. Hoekom wankel jy nou hierin, as jy weet, ek het my alles vir jou gegee? Ja, so, jy weet, en daai gegrond, as ons nou kyk, die gegrond, as jy kyk na die Griekse woord wat daar kom, dan verwys dit vir ons, die gegrond is die fondasie waarop jy bou. Nou, ons weet mos nou, die Bybel bring vir ons al daai nuance uit van wanneer ons moet bou, ons is lewende boustene, ons bou op die hoeksteen, dit is Jesus Christus, met ander woorde, ons fondasie moet reg wees. En as 'n gebou se fondasie reg is, dan gaan hy nie sommer val nie. Maar as jy nie 'n fondasie
gebou het nie, dan is daar altyd 'n probleem. So hy kom daar en sê, julle moet gegrond bly in julle fondasie wat vir julle gelê is. Met ander woorde, ons het Christus vir julle gebring, bly in Christus. Onthou, ons moet weer eens stel dat daar's ander teenstanders van Paulus wat altyd in die kerke ingekom het en altyd iets anders onder hierdie mense wou verkondig. Ja, nee, Christus is goed, maar julle moet nog, Christus is goed, maar julle moet nog, nee, hy sê vir hulle, staan vas op die hoop en die dood van Jesus Christus wat vir jou gesterf het. Bly in daai geloof. Met ander woorde, as hy sê daar bly in daai geloof, dan sê hy, julle is in die geloof. Bly daarin. Moenie daarvan afwyk nie. En julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Hoe maklik is dit wanneer dinge in ons lewe verkeerd gaan? Ja. Dat ons hoop verloor. Of dat ons dink die hoop is dalk te ver vir ons. Want hier kom ons uit, en ons weet mos, ons hoop is in die wederkoms van Jesus Christus. Ons hoop is daarin, dat hy weer gaan kom, sodat hy met ons kan herenig. En maak nie saak wat op hierdie aarde gebeur nie. Daai hoop moenie vervaag nie, dan sal ons vooruit kan gaan. Hierdie teksvers van Paulus laat my so dink aan Jakobus 1 van vers 6 waar hy sê, hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. En so mense moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie, want hy's 'n dubbelhartige man en onbestendig in sy weë. Dis 'n baie mooi opsomming van wat Paulus hier vir ons gegee het. Ons hoor van verlossing, ons verstaan verlossing, maar wanneer dit kom by die aanvaarding daarvan en dit 'n fondasie onder ons gelê word, waarop ons geloof gebou word, dan val ons somtyds. Want die oomblik as dinge in die lewe vir ons so bietjie nie lekker gaan nie, as daar so 'n bietjie uitdagings in die lewe kom, of wanneer ons weer deur die duiwel herinner word aan al die dinge wat ons in die verlede verkeerd gedoen word, dan wankel ons, dan is ons nou spreekwoordelik soos wat Jakobus sê, soos 'n golf wat deur die wind rondgedryf word. Daar's geen fondasie nie. So dit is vir ons geweldig belangrik en ek dink van hier af kan ons aangaan na vers 24 toe om te besef dat die evangelie is ons fondasie, niks anders nie. Ja. Anders gaan ons wankel. En as ons aangaan van daar af, dan sê hy wat julle gehoor het en wat vir Ek dink jy, as ons nou by vers 23, hy sê, ons laai laaste stukkie nog doen, hy sê, kom ons begin as julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus se dienaar geword het. In ander woorde, hy sê, jy kan nie eers vir my kom sê, jy weet nie wat die evangelie sê nie, want ek het dit vir jou geleer. Ja, en behalwe daai, dis so tussenin wat ons dit amper nie optel nie, sê hy daar, wat aan die ganse mensdom verkondig is. Met ander woorde, dit wys vir ons op hierdie huidige stadium, hoe kort tydjie na Christus, hoe ver het die evangelie al versprei, dalk nie baie wyd in al die dorpe nie, maar die geografiese gebied, hoe ver het versprei, dit is soos 'n veldbrand versprei. So hy sê, julle weet daarvan, dis nie net by julle nie, dis oral waar dit verkondig is, en soos hy sê, en moenie nie vir my kom nonsens vertel nie, want ek het self hierdie evangelie ook aan julle verkondig, so julle weet wat ek verkondig het. Kan ek 'n vraag vra hier? Hoe lank is jy al 'n Christen? Het jy nodig dat iemand die evangelie alweer vir jou moet verkondig, sodat jy kan onthou wat die Here vir jou gedoen het? Ek weet ek val soms in daardie valstrik, nie waar nie, veral wanneer die duiwel so vir 'n mens kom karring en vir jou wil herinner aan die dinge wat jy in jou verlede verkeerd gedoen het. Dit moet op 'n punt kom waar niemand die evangelie vir jou weer oor moet verduidelik nie, dat jou fondasie vas is in dit wat vir jou geleer is. Vers 24, nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus, vir sy liggaam wat die gemeente is. Paulus sê, ek het vir julle die evangelie gebring. Ek kry swaar as gevolg van dit, ek word vervolg as gevolg van dit. Ja. Maar
dit is oukei. Dis eintlik wat hy hier sê, ek sal daardie vervolging dra, ek sal daardie swaar kry dra, omdat ek dit doen vir Christus en vir Christus se gemeente. Ja, en onthou, hy weer eens, hy skryf van uit hierdie situasie uit en van hierdie briewe van hom skryf hy uit van waar af? Van die gevangenis af. Hy sê so met ander woorde, ek verbly my in my lyding. Nou dit klink snaaks om so te sê. En op 'n ander punt, verbly jou in die Here, verbly jou altyd in die Here. Ja, as dit moeilik gaan, is dit moeilik om jou om bly te wees. Nou niemand sê, en Paulus sê nie, jy moet bly wees oor dit wat oor jou gekom het en die swaar kry wat jy gekry het nie. Maar hy sê jou, daar verbly ek my in my lyding. Ander plek sê hy, verbly jou in die Here, verbly jou altyd in die Here. Nou hier sê hy, onthou, dit is die ding wat ons van Paulus moet verstaan. Hy sê, ek verbly my in my lyding. Want as dit nie was vir my lyding, dat ek dalk nou in die gevangenis was nie, sou ek nie al hierdie briewe en die grootste gedeelte van die Nuwe Testament aan julle kon geskryf het nie. As ek nie daardie lyding gehad het nie. En nou moet ons wat vandag leef sê, ons moet eintlik dankbaar wees dat Paulus in die gevangenis was. Ja. Want as hy nie in die gevangenis was nie, sou ons al die briewe, sendbriewe wat hy geskryf het toe hy in die gevangenis was, sou ons nooit gehad het nie. So dit is ook belangrik dat ons kan sien hier, hy sê hy verbly hom daarin en hy weet dat hierdie is nie nou net woorde wat na hulle toe gaan en dan raak dit weg nie. Ons weet mos almal as ons in 'n preek gesit het, dan sê ons halleluja, mooi, dit was 'n mooi preek. En die middag om die etenstafel, dan kan ons nie onthou waarvan ons gepreek nie. Maar die woord van God is nie so nie. As ons vergeet het, kan ons weer teruggaan en ons kan gaan lees oor en oor en oor. Vers 25, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegee is en in julle belang om die woord van God te vervul. Hy praat nou van die gemeente, nie? Onthou, hy sê, want ek het die verdrukking vir Christus gelei vir sy liggaam, vir die gemeente. Ja. En hy sê, ek het 'n dienaar geword van julle. Ja. En dit is belangrik dat julle besef, ek het 'n dienaar geword volgens die bediening wat God aan my gegee het. Hier is 'n baie belangrike konsep. Ja, ek is nie deur die kerk in diens geneem om julle te kom bedien nie. Dis wat hy basies vir hulle sê. Ek het 'n bediening wat God my gegee het, wat ek aan julle kom oordra. Ja, en dis weer 'n ondertoon van, ja, maar wie's Paulus? Hy was nie een van die apostels nie, van die 12 nie. En weer eens kom hy hier en hy bring dit onder hulle aandag en hy sê, maar onthou, ek is deur Christus geroep en hy wys direk hier na die Damaskuspad ondervinding wat hy gehad het, wat die Here self hom geroep het en die Here vir hom gesê het, hy gaan vir hom baie lyding, hy gaan vir Christus baie ly in die bediening wat hy vir hom moet hê. En ons aangaan daar, dan sê hy, om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiligheid. En ek gaan net daai volgende gedeelte ook lees, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van die verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Dis interessant dat hy sê hierdie was 'n verborgenheid, dat die wonder van die evangelie ook na die heidene toe sou verkondig word, nie waar nie? Ja. Dis vir ons belangrik om te besef wat was Paulus se roeping. En ons moet dit besef sodat ons kan weet dat ek en jy het 'n aparte roeping van mekaar. Die Here roep vir elkeen van ons na 'n spesifieke area toe. Vir Petrus het die Here die hoof van die kerk gemaak. Dit was waarvoor die Here hom geroep het. Van die begin af, dit is waar die Here hom gebruik het. Paulus was nooit geroep om in die kerk te kom werk nie. Hy het kerke gestig en hy het kerke gelei in die sin van dat hy vir hulle briewe geskryf het en wysheid gegee het, opleiding gegee het, maar sy werk was nie om stagnant in 'n kerk te wees waar hy net daardie kerk bedien het, soos wat Paulus byvoorbeeld gewerk het nie. Petrus gewerk het nie. Paulus is uitgestuur en gesê, jou stuur ek na die heidene toe uit. En nou, dit is hoekom daar briewe vir ons is, soos Filippense en Kolossense, want daardie areas moes Paulus in gaan werk, maar hierdie kerke wat gestig is, het nou Jode ingehaat en heidene ingehaat, en dit was 'n resep vir moeilikheid. So dit het veroorsaak dat Paulus baie van sy briewe moes skryf, om te sê, onthou nou, jy as 'n Jood kan nie meer dink dat die evangelie behoort net aan jou nie.
Ja, of dat God net aan jou behoort en dat jy, omdat jy 'n Jood is, jy nou spesiaal is nie. Want eintlik het hy en dis wat die Jode misverstaan het, en dis wat ons soms misverstaan. Die Here het ons uitgekies, nie omdat ons spesiaal is nie, hy het ons uitgekies want hy het 'n spesiale taak vir ons, en dit is dat ons die evangelie aan die res moet bring. Net soos wat Israel vir die res van die wêreld moes wys, dat daar 'n God is wat hulle liefhet. Waarin hulle, ja. maar nie hulle taak baie goed gekwyt het nie. En hy sê, want ek neem aan daar was altyd gesê, ja, nee, maar dis vir ons, die God is vir ons, en verlossing is vir ons, en dis nie vir julle nie. Of in die kerk is dit half geïnsinieer, maar die Here was eers ons sinne. Ja, Onthou, ons het die voorvaders van Abraham, Isak en Jakob. Ons is die uitverkore volk. En dit is belangrik dat Paulus op hierdie punt kom en vir hulle sê, hier, kom ek vertel vir julle 'n verborgenheid. Hy sê vir hulle, kom ek vertel gou vir julle 'n geheim. Die geheim is, dat julle as Jode, het die roeping gehad om die Christendom te gaan, of om God te gaan verkondig aan die res van die wêreld, om hulle voor te berei vir die Christus wat sou kom. Julle het nie eers geslaag in daardie taak nie. Wat nou gebeur is dat die Here self sy werk kom voortsit tot aan dat die Christendom word nou deur almal verkondig, en Christus behoort aan elkeen, hy het vir hulle almal gesterf. Hy is nie net die God van die Jode nie. net so om dit wat ons nou sê, te lees. Efesiërs 3, vanaf vers 5. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Ek dink ons hoef niks verder te sê nie. Ek dink ou Paulus het 'n goeie werk gedoen met daardie teksvers. Net so om te sê, onthou. Onthou dit. Kom ons kyk vers 28. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking, wat in my werk met krag. Gee hy nie eintlik basies vir ons die proses wat ons moet stap met 'n nuwe Christen nie? Dis mooi nie. Hy sê, jy verkondig Christus, jy vermaan mense en jy moet hulle in wysheid onderrig. Ja, met Dit is die stappe wat ons volg. Ja, met ander woorde, dis soos jy nou sê, eerstens onthou, niks gaan oor my nie. Dit gaan oor Christus, so ons verkondig hom, soos jy nou sê. En dan die ander dingetjie wat daar uitkom, die woordjie wat 3 keer herhaal word. Elke. Met ander woorde, daar's nou weer van, man, dis ons en julle en ons. En hy sê, nee. Elkeen. So, hy, weer eens, en ons moet weet, as dit in die skrif 'n ding 3 keer gesê word, dan in 1 vers, dan moet ons weet, dis baie belangrik. So, soos jy nou sê, hy vermaan elke mens. Met ander woorde, ons kom na Christus toe, dan wil ek nou amper sê, ons kom by daardie van, maar ons is mos nou reg, ons het Christus gekry, eenmaal gered, altyd gered, ons is nou reg, nou kan ons doen, sy sondes is, sy bloed is vir ons sondes, so ons is reg. Nee, hy sê, nee, as dat verkeerd is, gaan julle vermaan word, ook deur die evangelie, om reg te wandel. Die tweede een is, en elke mens in alle wysheid onderrig, met ander woorde, dis nie net van, ek sê die hele tyd vir jou, moenie, ek moet jou ook leer, wat om te moet. Ekskuus, dit is waarop het neerkom, so ek onderrig jou, om die regte ding ook te doen, om in Christus se voetspore te wandel, en soos hy te lewe. En dan sê hy, en om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Met ander woorde, ons moet net een ding mooi verstaan, hierdie volmaak is, ons is nie altyd volmaak, ons sal slegs volmaak wees wanneer Christus kom. Ons is nou besig, en die lewe wat ons nou lei, is 'n heiligmakingsproses. En ons is hopelik elke dag 'n stappie nader. Partykeer is dit soos 'n leer, jy weet, ons gaan 3 stappies op, 2 terug,
ten minste moet ons nie net 1 opgaan en 5 teruggaan nie. Party dae gebeur dit, maar ons moet boontoe gaan en volmaak in Christus wandel. En dit is hierdie mooi ding en sê, nie in Paulus se voorbeeld nie in Silas se voorbeeld nie in Petrus se voorbeeld nie, maar in Christus moet ons vooruit gaan. Ja, dis vir my verskriklik mooi dat daar 'n verantwoordelikheid moet wees vir die wat die Here oor jou pad bring. Jy moet hulle onderrig. Jy moet die evangelie vir hulle bring. Jy moet hulle vermaan. Jy moet hulle in wysheid leer. Want jy moet hulle voor die Here kan bring en sê, Here, hier is diegene wat U vir my gegee het om mee te werk. Dis jou kinders. Dis die mense rondom jou wat die Here vir jou, selfs in jou elke dag se werkslewe plaas. Ek en jy leef die evangelie en verkondig die evangelie, want dit is waarvoor ons op hierdie aarde geplaas is. Maar hier's 'n tweede vraag wat ek gou vir u wil vra. Iemand het tog vir jou die evangelie vertel en iemand het jou vermaan en iemand het jou met wysheid geleer. Het jy dalk die idee dat op 'n sekere ouderdom is jy nou nie meer nodig om geleer te word nie? Of op 'n sekere ouderdom weet ons nou alles? Eintlik wat ek basies vra is ek en jy nog leerbaar? Kan ons nog deur die Here vermaan word? Kan ons nog deur die evangelie vermaan word? Kan ek en jy nog sê dat ons bereid is om in wysheid onderrig te ontvang? Nie net te gee nie, maar te ontvang. Want ek en jy sal nie volmaak wees as jy nou gesê het, als weet en volkome geonderrig wees en al die wysheid hê, voordat Jesus Christus nie gekom het nie. So ongeag van my ouderdom, ek het dalk weer 'n slag nodig, dat die Here my behoorlik vermaan. Kom ek bevestig net, dit wat ons nou gesê het, Filippense 3, vanaf vers 12, voor die volmaak, ons streef daarna. Weereens, en onthou, ons het so 'n paar lesse terug, het ons reeds daardeur gegaan. Vers 12 sê, nie dat ek dit al verkry het, Paulus praat hier, of al volmaak is nie. Hy sê daar, ons gaan volmaak, hy sê, nie dat ek het al gekry het nie. Nou, ons ken vir Paulus, nie. Maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Mooiste. Dit is net so buite my bereik, en ek gaan aanhou probeer om dit te kry. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Dit is baie mooi. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So, ons moet die woorde moet ons in konteks lees, die een saam met die ander ene. En hy sê hier, streef daarna, om te wees soos Christus. Om volmaak te wees in die evangelie. Want Christus het dit reg gekry. En ons kan elke dag meer en meer soos hy probeer leef. En wanneer ons in Christus is dit die krag van die evangelie, om ons te verander, om meer soos hy te wees. Net so ter afsluiting, weet jy wat is die evangelie? Kom ek gee gou vir jou die paar punte, ons het al so baie herhaal, maar kom ons doen dit vir 'n slaggie gou weer. Wat is die evangelie? Dis Christus wat na hierdie aarde toegekom het, as 'n babatjie vir ons hier gebore is, sy godheid neergelê het. Christus wat 'n voorbeeldlewe vir ons kom lei het. Christus wat vir ons gesterf het. Christus wat vir ons opgestaan het. Christus wat opgevaar het na die hemel en nou sit aan die regterhand van God. Christus wat vir ons intree elke dag voor sy Vader en Christus wat weer kom om ons te kom haal. Jy moet van hierdie 7 punte elkeen iets kan sê as jy die evangelie vir mense wil verkondig, want dit is waaruit die evangelie bestaan, is hierdie 7 punte. Dit is die goeie nuus. Dis Christus goeie wat nuus. na ons gekom het en weer na ons gaan kom, sodat ons by hom kan wees. Ronald, dit was goed om weer saam met jou in die ateljee te wees, waar ons weer kon gesels het uit God se woord. Dankie dat ons in u huise kon kuier. Gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie pragtige woorde uit u woord uit kon studeer en weer eens kon herinner word daaraan dat die krag lê in u woord, die krag lê in die evangelie, heling lê in die evangelie. Here, lei ons vandag op 'n pad waar ons met iemand kan gesels oor hierdie 7 punte, oor hoe u lewe vir ons gebring het en hoe u elke dag vir ons intree en dat u weer gaan kom. En Here, hou ons asseblief
leerbaar. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen.